Goeiedag en welkom hier by In op Weskus. Ons is hier saam met Edmund en Edmund, baie welkom. Baie dankie. Dankie dat jy vandag nog gesels het. So Edmund, vertel ons, die St. Helena Baai Rugby Club. Hoe lank is jy al betrokke in dit en vertel ons net eintlik 'n bietjie meer geskiedenis oor die rugby club self. Ja nee, ek kom al 'n tydjie met die rugby club aan. Van Canada af. Ek het met junior rugby daar gespeel, senior rugby. Ek het 'n afrigter geraak en nou is ek vir die afgelope 4 jaar as ek die voorsitter van St. Helena Rugby Club. Sure. En in daai periode, jy het seker al alles gesien van elke persoon wat speel, van tegnieke, van enigiets werklik. En die gemeenskap. So dit is in Lyneville, St. Helena Baai. Hoe ondersteun die gemeenskap julle? Omdat ons 'n gemeenskapsklub is. Die mense in St. Helena Baai is baie lief vir rugby. Vir sport in die algemeen, maar spesifiek rugby. Ons hou nie net kinders van die straat af nie, maar ons laat die vuur brand vir die liefde wat daar is deur alle jong seuns vir rugby. En ons klub, ek kan sê ons is 'n gemeenskapsklub wat omgee. Ons gee reg om en ons sorg dat kinders hoogtes bereik. Sure. Ek moet sê ek was al by 'n paar van julle wedstryde en die gees en atmosfeer in daai plek as jy 'n 3 druk of oor die paal skop of enigiets, selfs al is die telling nie so goed nie, die mense ondersteun en hulle is daarso vir die liefde van die rugby asook die liefde vir die span. Nou hoe lank en hoe oud is die rugby klub al? Ons is 1977 gestig. Ons was eers klubspanne, ons is 'n dorpspan. Ons klub bestaan uit 3 dorpies. Okay. Nee, wat Steenbokskoof, Stommiesbaai en Lyneville is. En ons het St. Helena Baai gevorm in 1977. Ek dink dit is die jaar ons 50ste, volgende jaar ons 50ste bestaanjaar. Sure. En ja, soos jy nou pas genoem het, ons mag staat op ons toeskouers. Ons toeskouers dra ons reg. Onthou 'n mens kry ondersteuners en jy kry toeskouers. Ek noem dit altyd 'n loyale ondersteuner is 'n St. Helena Baai ondersteuner. Sure. En dan ook wil ek hoor, so dit is al halfpad in die seisoen en hoe voel julle oor hierdie seisoen? Ja, op en af. Ek het 'n boodskap uitgestuur op Facebook dat ja, ons het gedeeltelik geslaag, maar ons is nog nie daar waar ons behoort te wees nie. Maar die seisoen is lank. Soos jy sê, is halfpad. En ons het regtig nie gespeel volgens ons vermoë nie. En as ons seuns kan speel volgens hulle vermoë, dan behoort ons doel te bereik aan die einde van die jaar wat ons vir ons gestel het. Van Boland gespeel het. Almal weet dit nie. Maar St. Helena Baai in die Weskus mense behoort te weet dat die 99 eintlik ons hoogtepunt jaar was om aan die top competitie in die Boland te kon deelneem, die eerste span in die Weskus. En dan in 2022, 'n volgende hoogtepunt waar ons die top 12 gehaal het. Ons het tweede geëindig in die Weskus en ons top 12 gespeel. Sure. En redelik goed gedoen. En dan natuurlik hoogtepunte. Ons het redelike klomp seuns wat al deurgekom het deur die, soos ons noem, deur die ranks, wat Boland verteenwoordig het. Van onder 13 vlak tot en met die senior vlak. Dit is regtig hoogtepunte en ons seuns het regtig goed gedoen om dit te kon bereik. Ons klub is op die oomblik 'n sterk klub. Ja. En ek moet sê ek was nou ook al 'n paar keer by die practices, as ook soos ek gesê het, ek was al by game days. En dit is vir my altyd, kan mense sê, dis great om te sien dat daar soveel 'n age gap is tussen almal. Want ek het al gesien
kan mense sê nou maar laaitie wat speel tot en met die ouer mans wat nog steeds daai liefde vir het. En ja, wat is julle toekomsplanne? Wat lê vir julle voor? Ja, baie dankie vir die vraag. Baie goeie vraag, moet ek sê. Almal die toekomsdrome, almal. Ons het ons afrigterskorp weet regtig wat hulle doen. Baie mense, almal wil maar sy eie spankies. Ons almal wil coaches wees en keerders wees, maar ons klub het 'n groep afrigters wat regtig weet wat hulle doen. Ons was bevoorreg om vir coach Ryan by ons te kon hê. Nee, 3 jaar terug het hy gekom en hy kom aansluit en hy kom deel raak en die mense kan sien. Vir al nie die A-span afrigterskort nie, die hele klub se afrigtersweek op die oomblik werk hulle regtig goed as 'n span saam. En mense kan dit sien ook in die oefeninge waar die manne nie net derde span oefen, derde span nie. Almal oefen almal. Soos Ryan sal die kondisionering van almal doen. Ja. Ivan sal die backline met almal doen soos in elke hulle ouens. Dit is regtig wat, dit is regtig 'n riem onder die hart. Ja. En vir my spesifiek as die voorsitter kon ek nie vir beter gevra het. Die manne vul mekaar regtig wat goed aan. En ons toekomsplanne, ja, ons is op pad. Ik heb net ook genoemd. Ons is daar wat ons wou wees, maar met die manier hoe die ouens die coaches die dinge doen, die bestuur, hoe die bestuur rigting gee aan die jong manne, glo ek. Ek glo regtig wel vas dat ons doel gaan bereik met die manier hoe die klub op die oomblik bestuur word. En dan wil ek ook noem, ons klub ons is 'n gemeenskapsklub, maar ons het soveel vernuwe dat ons nou al ons die borgers nie, ons het partners wat inkoop en dit ja verskriklik baie. Ja. Veral met die finansiële sy van rugby. Ja, ek kan julle goed glo. Nou Edmund, ek wil vir jou sê baie dankie dat ons vandag kon gesels het oor die St Helena Bay Rugby Club. Ons wens julle alle voorspoed en mag julle van krag tot krag beweeg. Baie dankie. Dankie vir jou. Dit is 'n plesier. Thanks.